Dankie dat ons nou hier kon worship Abba in waarheid en in gees, Vader. Abba, dankie dat ons onsself kon uitpoor voor die Vader, en alles kon uitstol voor die Vader in dankbaarheid. Abba, dankie vir die stem, dankie vir die asem, Abba. Vader, mag ons nou kom sit by die voete, en Abba, soos Yeshua, hy gaan eendag die scroll oopmaak, en Vader, hy is die enigste een wat die scroll weer gaan oopmaak. En Vader, ek bid vanoggend, Abba, nou dat U sal kom, Abba, dat U ons die scroll sal oopmaak, die brood, die manna, die vars manna uit die troonkamer. Vader, ons kom roep uit, spreek, Vader Jahweh, U diensknegte, U dienaars, U priesters luister. Dankie Vader vir die woord, dankie vir die waarheid. Kom leer ons, Abba, dankie dat U sê, Spreuke 2 sê, dat U die skatte vir ons, die skatte vir die wat het soek. Vader, daarvoor ons uitroep, ons soek die waarheid, ons wil leer van die Vader. Ons is honger. Dankie Vader, ons prys die naam, ons bid alles in Seun Yeshua se naam. Amen. Amen. Here, kom ons begin. So, ons is klaar met die reeks van die 7 kerke. Ek eer Abba daarvoor. Dit was 'n amazing reeks geweest. Ek het dit so geniet. Ons het so baie geleer en ek is eintlik jammer daar's nie nog 7 kerke nie. Maar dit is juist ons wat hierso sit wat verder moet leer. Ons is die 7de, ons is saam met die 7de kerk en ons gaan ons leer nog steeds. So ek dink net die 7 kerke het nooit opgehou nie. Dit gaan nog heeltyd aan. En dis 'n keuse wat ons moet maak oor of jy wil lou wees en wil warm wees of jy wil koud wees. En veral in die tye wat kom, gaan dit al meer en meer raak wat al meer en meer mense net wil voete wil hê in een in die wêreld, een in die kerk. En dis alles 'n keuse. So ek het hierdie week 2 weke gesit en ek het toevallig gevra maar wat is volgende Abba? My hart het gegaan om die 7's klaar te maak om hierdie 7 trompette, die 7 bowls, alles van Openbaring om daaroor te praat en Abba het gesê wag so 'n bietjie voordat ons dit gaan doen. En ons het ek het gegaan aangeskuiwe. Die menorah, ons het die tabernakel reeks, ons het hierdie tabernakel is ons nog steeds besig en ek glo as dit Vader se wil is gaan ons nog vir die hele rukkie in die tabernakel wees om in diepte by elke instrument te staan. En soos ons by elke instrument staan, kan ons hele woord sien op uit. Ons kan alles kom heeltyd daar uit. Dit is amazing hoe hierdie skadu wat Abba vir ons gegee het. So Abba sê in hy sê so in Hebreërs 10 vers 1 sê hy, want die wet wat 'n skadu het van die toekomstige weldade. Die wet is die beeld en die toekomstige dade is die skadu. So jy kan nie die wet wegvat nie, want dan gaan daar nie 'n skadu wees nie. En baie mense draai hom om. Die wet is die beeld, die skadu is as jy sê Ou Testament is die beeld, Nuwe Testament is die skadu van alles in Yeshua het gekom en hy het vir ons dit net kom inkleer. Hy daai prentjie net kom inkleer en dit is so belangrik om dit te kan verstaan, want die toekomstige dinge is wat Yeshua ons kom leer het en as jy kyk na die tabernakel is heeltyd hierdie beeld in die tabernakel, is die vervulling daarvan wat Yeshua kom wys het, is alles in die skadu's in die tabernakel. So kan mens sê die tabernakel is die beeld en mag Abba deur sy roep vir ons hierdie skadu's leer wat uit die tabernakel uitkom. Right, so ons gaan vandag begin praat oor die tafel van toonbrode. Ons is klaar met die menorah nou. Dit was 'n amazing journey geweest. Die tafel van toonbrode, bid saam met my dat Abba sy skatte vir ons oopmaak op die tafel van toonbrode. So ek gaan ons dink ons van so 'n paar weekies by die tafel van toonbrode wees. En dan gaan ons aangaan na die goue altaar toe. So om te verstaan oor die tafel van toonbrode, moet ons gaan lees wat die woord beskryf oor dit. So Eksodus 25 vers 30 sê, of vers 23, ekskuus. Maak ook 'n tafel van akasiëhout. Daar's baie akasiëhout en dit is amazing, Abba het vir so 'n stukkie oopgemaak oor die akasiëhout. Soos van akasiëhout, tafel van akasiëhout, 2L moet sy lengte wees. 'n L is basies is 'n armlengte. 444 mm. Hulle het daai tyd die Egiptiese L gebruik. Dis 444. So 2L wat hulle basies wat sy lengte moet wees en 'n L sy breedte, armlengte sy breedte en anderhalf L sy hoogte. Okay. So dit is 'n L en 'n half is sy hoogte. 'n L en 'n anderhalf is basies 1,5 L is sy hoogte,
2L se breedte, as 'n lengte en L se breedte. As jy nie verstaan wat ek bedoel nie, kyk net in die tabernakel, dan sal jy weet wat sy grootte is. En dan half sy hoogte is. En dan vers 24, en trek dit oor met suiwer goud. Nie halwe goud of goud wat nie nog gelouter word nie, suiwer goud, is baie belangrik. En maak daarvoor 'n goue kraans rondom, daarvoor, en maak daarvoor ook 'n lys van 'n handbreed, rondom, en maak 'n goue kraans vir die lys rondom. So daar moet 2 kraanse wees met handbreedte uit mekaar uit. En maak dan daar 4 goue ringe voor en sit die ringe vas aan die 4 hoeke van die 4 pote. Naby die lys moet die ringe wees as plekke vir die draaghoute om die tafel te dra. En maak die draaghoute van akasiëhout en trek dit oor met goud. Daarom moet die tafel gedra word. Maak ook sy skottels en sy rookpanne en sy kanne en sy bekers waarmee gegiet moet word van suiwer goud moet jy dit maak. En op die tafel moet jy altyd leer toonbrood voor my aangesig lees. Ek gaan nie nou praat daaroor. Alright, so dis 'n beskrywing van die hele tafel. Nou, dis al hierdie inligting en Abba is baie spesifiek oor sy tafel. Hoe sy tafel moet lyk. Alright, so vandag gaan ons praat oor Abba sy tafel. Right, presies, en dit is amazing wat Abba daar sê. Right, so die tafel self, so kom ons gaan kyk. Die hout waarmee hy gemaak is, was die akasiëhout. Akasiëhout oorgetrek met goud. Nou, as jy die Hebreë betekenis gaan vat van akasiëhout, want ek sê altyd vir mense, Vader sê nie gemaak om met black wattle nie, of gemaak om met denhout. Want daai tyd was al denhout gewees in die woestyn. Jesaja beskryf dit nou 'n stukkie lees daarvan. Daar's denhout, daar's verskillende houte gewees, maar Vader is spesifiek gebruik akasiëhout. Nou hoekom? Kyk nou na die Hebreë, die Hebreëse woord vir akasia is shittim. Shittim, alright? Of die ander woord vir Hebreë is shetal. Shetal of shittim, alright? En dit beteken basies om gesteek te word. Dus soos 'n doring, as jy teen 'n doring gaan, dit is wat die shittim beteken. Die beskrywing van akasia is jy gaan gesteek word. Dit gaan nie vir jou lekker wees as jy die daai boom in die aand vashardloop nie, jy gaan gesteek word. Maar dit is die betekenis van daai akasia. Nou hoe sal Abba nou 'n boom kies wat jou steek? Wat gegees, maar die Afrikaans het baie gegeesel. As jy gegeesel, Engels sê to be scorched. Want ek weet nie eens wat beteken scorched nie, maar dit is as die wat Engels beter verstaan, to be scorched. Okay, so nou die akasiëboom, ek moet gaan kyk hoekom en te kyk aan die beskrywing van die akasiëboom. Is 'n boom wat in Egipte gegroei het. Okay, in Egipte gegroei, dis woestynwêreld, waar hele woestynwêreld het hierdie akasiëboom voorgekom. Nou die boom self was bedek gewees met hierdie swart dorings. Sy hele was swart dorings. Ek weet nie of julle al 'n paar bome gesien het. Kyk net vir ons, dit klop dorings. Tot die bas, alles het hierdie dorings, maar hierdie swart dorings aan hom gehad die akasiëboom. So en dan nog 'n eienskap van hom, dit was 'n baie harde boom. Sy hout was baie hard. Okay? En die boom kon groei in baie droë plekke. Dis een van die eienskappe van hom. Hy is soos amper so 'n black wattle. Hy kan enige plek kom. Alright. So wanneer hy gegroei het, het hierdie donker kleur hout verteenwoordig. Sy hout is ook hierdie donker soos amper soos harde hout. As jy gaan kyk in harde hout aan die binnekant van harde hout, harde kool waar jy dan so dit koop dalk daai ronde donker kring. Nou hierdie hele boom was daar's nie van hierdie wit ringe om hom nie, dis hierdie donker hout gewees van kleur. Net 'n bietjie te beskryf. So Jesaja 41 vers 19 beskryf van hierdie boom. Ek gaan vir ons lees. Dit staan in vers 19. Ek sal in die woestyn gee die seder, die akasia, die myrт en die willeolyfboom. Ek sal dit in die wildernis plant. Die sipres, die plataan en die denneboom. Die almal sodat hulle saam kan sien en beken en opmerk en verstaan dat die hand van die Here dit gedoen het. Die het al ooit gewonder waar hulle dit genoem gekry het. Daar. Vader sê hier so in Jesaja, hy het geplant vir hulle in die woestyn. Gedoen die Heilige van Israel dit geskaap het, sodat hulle kan weet, Vader het dit geskaap het. So, is so mooi al die verskillende houte, nou maar, byvoorbeeld soos die denneboom, was verskillende bome, maar Vader sê,
Hy soek die akasia. Hy soek die akasia boom. Kan my sê die akasia boom, 'n boom is wat Vader Jahwe gemaak het, wat hy gekies het om instrumente van te maak. Okay. Dis soos iemand wat 'n koffietafel wil maak in die huis, of jou eetkamertafel. Daar's baie mense weet, jou eetkamertafel is 'n baie belangrike ding in die huis. En dit is nogal in die ou tyd dink ek was dit nogal erger geweest om die ou mooier hout of hoe duursamer hout jy die tafel, die hout in die tafel gemaak. As jy nou 'n tafel uit klomp paletplanke gemaak het, sou nou sê okay, ja nee, ons verstaan, maar daar is beter hout, verstaan. So dit is 'n tafel in die huis is belangrik. So die regte hout, so die sterk. Jy gaan as jy dit gaan maak, gaan jy vir jou mooi hout kies, jy gaan sterk hout kies, en dan gaan jy vir jou tafel maak. So hoekom dink jy net Vader die akasia hout gekies? Okay. Die harde, swart hout wat in die woestyn staan met baie dorings op. Kan jy dink net, die arme ouens wat daai instrumente moes gemaak het. En jy moet nou hoog afkap. Nie met 'n saag nie, afkap wat vol dorings is. Alright? Dan moet jy nou daai hout wat klipharde hout is, eers daai dorings afkry, en dan moet jy nou in daai moet jy dit nou mooi maak, vorm. Daai instrumente dit moes met excellence gewees het. So nou is soos in daai tyd, soos ons vandag skawe en daai ding. Nee, dit was 'n storie gewees. En kyk, ek dink op 'n paar mense was bietjie gesteek gewees met dorings daardeur. Maar dit alles in geloof vir Jahwe gedoen. Maak nie saak nie, Abba, ek sal daai boom gaan vat. Ek dink tog maar, maar dit was denne hout, wat bietjie sagter is, kan ons nie dalk dit gebruik nie. Hoekom moet ons hierdie harde hout gebruik en dorings wat gesteek word? En Vader sê nee, gaan haal daai boom af. Hart vol dorings, gaan haal dit. En is dit nie hoe baie keer ons in die lewe kry nie? Want ons verwag, as jy die koninkryk werk doen, as jy Vader iets wil doen, verwag jy hierdie lekker sagte dinge of hierdie pyn waarmee jy vir hom iets kan maak, geestig. Jy verwag hierdie sonskyn en rose, kyk, ek gaan nou my roeping uitlewe en dit gaan hierdie nice goeders wees. Abba gaan net voorsien vir my en hy gaan vir my alles in plek sit dat ek 'n lyn kan gaan en ek gaan die koninkryk soek, want ek gaan die regverdigheid soek en dan gaan ek na die te kry. En dit gaan lekker wees. Maar baie keer kom die realiteit in, baie keer kom die akasia boom in, waar daar 'n bietjie hardheid is in jou roeping, waar daar 'n bietjie dorings is terwyl jy jou roeping uitlewe. Die dorings en dissels, die donker van die donker hout waarmee jy jou werk doen, jou roeping uitlewe. Dis nie lig en sonskyn en rose partykeer nie. Die woestyn partykeer wat weer inkom in die tydperk van jou roeping. En dan partykeer vra jy jouself, hoekom? Waar is die melk en die honing dan? Waar is dit? Daar was wel dennebome gewees. In die woestyn, daar was mooi gewees, maar Vader het gesê nee. Die wildernis. Baie keer is daar wildernis, en die woord wildernis beskryf dit eintlik so mooi. Daar's baie keer in jou roeping in jou lewe is daar 'n wildernis. Plaas van woestyn. Dink jy nie dat die volk daar vir Basalel gevra van, Basalel, kan ons nie maar asseblief nou 'n bietjie sagter hout kry nie? Want alles was gekap gewees uit akasia. Maar as jy jouself op my bronsaltaar, ons het hom geweld, met staal, jy sny die staal tjoep vanaf. Daai moes uit hout uit. Daar's harde werk gewees. As jy al dink jy nie, ons moet dalk eerder die sagte dienhout gebruik nie, dit gaan ons vinniger en makliker wees. En dis wat ons baie keer doen vandag. Ons kies die goue pad, die goeie pad, die vinnige pad, om ons roeping uit te lewe. Ons help, ons wil baie keer soos Nadav en Abihu wees. Want kom ons gemaak gou, almal wil sê wag, Vader sê wag vir die vuur, bely as jy die sondes van die goue kalf, maar nee, kom ons gaan en ons gaan maak ons eie vuur. Ons help ons, want ons wil gaan worship. Ons wil goed doen. Dis nie ek om te gaan vuur maak, om te gaan eet nie. Ek maak gou my eie vuurtjie. Jesus, Abba, ek gaan nice wees, ek gaan help, ek wil die worship, boem, mos dit staan er nie. En dis wat baie keer soek ons die dennebome, waar Vader sê, akasia, waar dorings, waar donker en
En dus, die het gedoen vir my. So baie keer waar ons roep om net te help, dit makliker maak, die maklikste pad kies. Maar Israel het ook seker so gesê, nee, soos Vader baie keer sê, nee. Kyk, hy het van druk gehad, Vader het vir hom die eerste ou wat gawe ontvang het. Hy het 'n gawe gehad om die projekbestuurder te wees, om die tabernakel te bou. Hy het hom geseën met 'n gawe. So met daai gawe kom verantwoordelikheid. Maar Israel kon al voor gestaan het en hy sê, ouens, nee, wat kom ons sluit kompromie. Ons maak dit vinniger klaar, want dan gaan ons nou lekker kan worship. Want dan trek Vader gou in die tabernakel in, boek, dan gaan ons. Nee, was 'n rede gewees vir dit. So, hoekom dink julle sou Vader die akasia boom gekies het? So ek net ook gou vinnig te verduidelik, die akasia hout is ook gebruik in die bronsaltaar. Okay? Nou die skadu van die bronsaltaar, ons almal weet dat Yeshua het dit presies op die uur het hy dit kon vervul. Dit is vir die lam uit Egipte uit en presies op die 14 uur wat Yeshua wat hulle altyd gedoen het, het hy presies kon vervul. Alright? So hy het dit vervul. Die hout is 'n simboliek van daai dag wat gebeur het, want as jy gaan kyk na die hout wat gebruik is, die akasia hout wat in die bronsaltaar gebruik is, beteken to be sourced and to be pierced, om gesteek te word. En dis presies wat Yeshua aan die kruis, het dit met hom daai dag toe hy doodgegaan het met hom gebeur. Hy is gesourced, hy is gepierced, hy is gesteek daai dag. Ons sê dit, dis vir Vader, is dit een van die redes, dat rede nommer 1 kom Abba sê, gebruik akasia hout by die bronsaltaar. Is dit die hout? Want die hout het klaar betekenis. En dis presies wat Yeshua kom doen nie, die skadu kom vervul het. Die brons, byvoorbeeld wat oordeel verteenwoordig, Openbaring 1 vertel, die brons is oordeel, dit is judgment. Dis die voete van Yeshua. Okay. So kan ons die bestanddele van die bronsaltaar bymekaar sit, die akasia hout, wat beteken om gesteek te word, en dan ook hierdie brons wat oordeel is bymekaar sit. Kan ons sê, dat Yeshua deur sy genade mens geword, hy is op die 14de uur, die oggend 9 uur op die kruis gesit, hulle het hom gesteek, het hom seer gemaak daai dag, hulle het hom gesors, hom gepees, is dit nie die prent van die donker akasia met die dorings nie. Hulle het hom laat hard werk, hierdie kruis self te dra, en dis dit nie die harde werk van die harde hout van die akasia nie, daai harde werk, right? En dan deur sy dood is die donker van die hout van die akasia weggeneem en verander in lig. Kan sien daai akasia koppel by die bronsaltaar, by die kruis, by Yeshua wat gesterf het van sondes daai dag nie. Hierdie donker, hierdie harde hout, hierdie steek. Kan jy sien amazing Abba is in die fynste detail om gee daai hout. As die denneboom was of 'n mooi blakwattel, nie blakwattel nie, maar 'n wolger was of 'n mooi hout, rooi houtboom, was dit baie anders op die gewees. Maar Vader sê gebruik akasia. Want dis wat sy seun kom doen. Dis wat hy beleef op 'n dag. Dit is maar swart, by kleur van duister rou. Yeshua se dood. Maar die oordeel hom kom vat. So kan jy 'n vergelyking sien tussen die brons en akasia hout en die kom Vader gekies het. En net so met tafel van toonbrode. Weer eens, Abba sê hierso, vat hierdie akasia hout en bedek dit met goud. Met suiwer goud. Nie normale goud nie, met suiwer goud. Dis nie meer daai brons nie. Dis nie meer judgment nie. As jy die tabernakel gaan kyk, is dit nie meer. Daar's nie meer die sondes kan betaal. Die lam het klaar gesterf, daai is vervul. Die oordeel, die judgment is klaar gemaak nie deur sy bloed. Maar in die Holy of Holies is die oordeel verby. Die prys is klaar betaal in die ankerkoors. Die sondes is klaar vergewe en weggewas deur die bloed van Yeshua. In die Holies is die seën nie daar nie. Die duister is nie meer daar nie. Die dorings is nie meer daar nie. Die hardheid van die lewe is nie meer daar nie. Dis bedek met goud. Dis klaar, dis toe. Maar Abba kom sê daarso, dit is nou, hierdie akasia wat die oordeel was, wat die oordeel word bedek, nou kom dit, en hier is ons nou goud. Dis so mooi, die goud is nou suiwer. Dis nou suiwer. As jy daar kom, want dis die probleem van, as jy die bronsaltaar is, by die bronsaltaar waar ingekom waar die sondes betaal elke dag, dan het dit uitgegaan weer.
En dan het hy volgende dag weer teruggekom as hulle gesondag het. En dis presies wat ag as die wêreld buitekant die mense Sondag, hulle kom bely hulle sondes en dan gaan hulle weer terug. Maar ons 'n paadjie ekstra, daar's doop, die waskom en dan enter jy, dan gaan jy in die Holy of Holies in en dan begin jy leer en jy kry die gawes van die Heilige Gees van Ruach HaKodesh en dan begin jy leer om nie weer terug te gaan daarsoop waar die wêreld buitekant is nie. Dan word jy goud. Maar dis 'n tydperk want Vader sê hierso, hy gaan die goud louter. Hy gaan jou louter in die woestyn tydperk. Hy gaan jou louter soos daai tyd, daai hardheid gaan hy uit jou uithaal. Daai dorings gaan jy kom uithaal. Hy gaan daai swart, daai duister van jou kos uit uithaal en dan gaan jy kom bedek met hierdie goud, die suiwer goud. Jy gaan gesuiwer wees. En dis die prentjie wat Paul van Timbrede sê, suiwer, dis verby. Abba sê nou kom eet nou saam met my. Ons gaan nou kyk hoe gaan ons eet. Goud word gelouter tot in die mooi kleur. So jy gaan kyk na die tafel, moet daar 2 krone die Vader kom wees. 'n kroon reg rondom en dan moet daar 'n handbreedte wees en dan nog 'n kroon. Eksodus 25 vers 24 sê dit, dan gaan ons lees. En trek dit oor met suiwer goud en maak daarvoor 'n goue kraans rondom, maak daarvoor ook 'n lys van 'n handbreedte rondom en maak die goue kraans vir die lys rondom. So ek het dan gekyk na die translasies, die lys verteenwoordig 'n kroon. Die Hebreë vir die kroon, vir 'n lys vir kroon, die Hebreë is zeh. En dit beteken, dis 'n omheining. Dis soos 'n ring. As jy gaan kyk, dis soos amper soos 'n kraal wat omring word. Dis hierdie omheining wat Vader basies sê, sit hierdie omheining om hierdie goue kroon wat suiwer is om hierdie tafel van toonbrode. So met ander woorde wat gebeur? As jy goud, dis nou oorgetrek, die dorings en dissels en ander is waar goud het om gecover en dan het hy nou hierdie kraaltjie om hom. Nou gaan kyk mens wat binne aangaan. Want wat se kraal, wat se kroon, wat beskerm, wat word binnekant beskerm? Nou as jy kyk, ons gaan later oor praat, is dit die brood. Die 12 toonbrode. Verteenwoordig die brood. Ons gaan praat van, Jesaja 37 praat van. Die brood. Dit beskerm die brood. Maar dit verteenwoordig nog iets, daar's 'n paar goedjies. Is dit nie die aardse kroon wat Yeshua gehad het, want hy sê al 2 krone wees. 2 krone. Yeshua het hoeveel krone gehad? Hy het 1 kroon op aarde gehad, dis 'n doringkroon. Doringkroon. En deur 5 genade handbreedte het hy 'n koninklike kroon vandag, want hy sit in regterkant van God, hy is ons koning. So ons 2 krone, 'n aardse kroon en ook 'n hemelse kroon. Yeshua het donker hare dorings in sy lewe bedek deur sy bloed. Dis hy goud wat gekom het. Die doringkroon wat hy op aarde gehad het en dan moet daar nog 'n kroon op die tafel wees met 'n handbreedte. Nou die handbreedte, kom ons kyk vir die handbreedte. Hand kan 2 dinge wees. Daar is tussen 2 krone. So tussen die doringkroon wat Yeshua gekom het om sterf vir die sondes van ons wat hy gekry het op die kruis, handbreedte nog 'n kroon, 'n koninklike kroon. Daar's 2. So 'n hand kan 2 dinge verteenwoordig. Eerste plek kan genesing verteenwoordig. Okay, Matteus 8 vers 15 sê dit. Nou gaan ons dit lees. Vers 14. En toe Yeshua aan die kruis, in die huis van Petrus kom, sien hy sy skoonmoeder siek lê aan die koors. Hy het haar hand aangeraak en die koors het haar verlaat. En sy het opgestaan en hulle bedien. Want so 'n hand kan ook genesing. Ons baie keer gepraat van sy genesende hand. Alright. En ook Matteus 9 vers 25, 24 sê en sê hy vir hulle, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap en hulle het hom uitgelag. En nadat die skare uitgedryf was, het hy ingegaan en haar hand gegryp en die dogtertjie het opgestaan. Alright. So die hand kan genesing verteenwoordig, die hand kan jou ook uit iemand Yeshua gebruik om iemand te genees. Uit die dode op te wek, wat is dit? Tussen Yeshua se aardse kroon, deur hom wat vir ons sondes gesterf het, is daar so genesing deur sy bloed, die handbreedte, die genade. Dis die genade van om ons wel op. Hy is wel koning, maar om ons te roep na koninklike priesterdom. Wat dan die tafel met die 12 brode is. Want die 12 brode verteenwoordig die bruid.
So tussen die doringkroon, die goue kroon, is daar genade, daar's genesing, daar's redding uit dood uit. Sê dood, sonde, dood van sonde is dood. Right? Romeine 6 sê, en dan is daar lewe op die tafel. Dis daai 5, dis daai hand, dis daai genesing. Die 5 beteenwoordig genade. So as ek nou mekaar se woord gegooi, die betekenis van die 2 kroon op die tafel van toonbrode, met die hande in mekaar reg op soms maak so. Yeshua het 'n aardse doringkroon gedra op die kruis. Hy het vir ons sondes gesterwe en dit bedek met sy bloed sodat ons hierdie goud kan wees. Deur sy genade wat 'n koninklike kroon ontvang het en aan die regterhand van Vader Jahwe sit. Ons red en roep om koning en priester te wees vir hom elke dag. Op Sondag. Petrus 2 vers 9 sê, julle is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk. As eiendom verkry en verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig. Weer is die donker hou na lig. So dit is 'n tafel met brood op. Daar's brode gewees. En net deur Yeshua wat ons kan kom eet. Die 2 krone. Net deur Yeshua wat ons kan kom eet. Want om die tafel kry, eers die 2 krone, natuurlike kroon, koninklike kroon, eet van brood. Die brood van die lewe. So die tafel se naam is die tafel van toonbrode. Engels sê table of showbread. Right? Nou die oorspronklike naam van die tafel van toonbrode was Lachen Panim. Lachen Panim. Nou dit beteken gezigbrood. Face bread. Dis hierdie brood wat jy die Vader Jahwe se aangesig kom eet. Aangesig tot aangesig, daar's nog 'n woord, Alpanim, face to face, wat jy by Vader Jahwe kom eet. Nou dat die priesters het elke Sabbat het hulle gekom, net Aaron sy seuns en hulle die brood kom eet, voor sy aangesig. Ek wil net, terwyl ek die hele storie verduidelik van hierdie tafel, moet julle self inlewe in daai tyd. Die tafel in 'n huis. 'n Tafel is 'n belangrike plek. Ons geniet die tafel. Baie van die ou gaardes het nog gedoen, ek weet nie vandag se mense geniet, ek nie met tafel nie, hulle het 'n televisie. Maar die ou tye was dit gewees om tafel kom sit. As daar mense om kuier het jy om tafel gesit. Daai tyd met die disippels het jy gegaan, hulle het gegaan in die huise en hulle gaan eet saam om tafel. Dis Petrus hulle by die Wieseklip gegaan, eet saam met hulle in die tafels. Baie nie om vark eet nie, maar nie evangelie te gaan verkondig. Maar as jy eet was 'n same ding, as jy gaan eet. Maar wat gebeur vandag se tyd as jy groot besigheidstransaksies, dan gaan sit jy om tafel en jy drink bier. Nee, maar baie mense eet saam. Die bier kom uit daardie tyd. Dit is soos 'n vredesding wat mense het. Nou almal het hierdie nog 'n ding, tafels. As jy vat jou tafel in die huis, baie gesinne vertel stories om tafels. Jy al gekry families wat mekaar kom en sit aan tafel, hoe baie kan daar dinge oor die verlede, oor jou jong dae, oumas wat sê, "Ja, my kind, toe jy jong was jy so gewees." Daar's baie sulke mooi stories op tafels. So tafel kan ons sê tafel is 'n baie spesiale plek in die huis. En net so is dit in die tabernakel. Vader se huis is teenwoordig. En Vader Jahwe is die tafel. 'n baie belangrike plek. Die tafel van toonbrode is een van die instrumente wat ons nie baie klem op sit nie. Ons is soos in, communion, nagmaal, dan gaan ons aan. Dis wel die bruid, maar ons is so baie klem op die tafel van toonbrode. Die menorah, wow, en die bronsaltaar, wow. Maar tafel is eintlik 'n baie belangrike instrument in die tabernakel. Dit is so mooi vir Jahwe dat hy met goud oortrek en self krone daarom sit. En ook die skadu van sy seun Yeshua wat ook deel is van die tafel en die krone. Want hy is die brood. En Yeshua is die brood vandag. Hy is gebore in die huis van brood. Bethlehem. Bet verteenwoordig huis, Lechem verteenwoordig brood. Yeshua is gebore in die huis van brood.
Yeshua is die lewende brood vandag. So Vader, kom sit Yeshua op aan tafel. Right? Daar's 3 prente, meer prente oor die brood vir ons is. Johannes 6 vers 35 sê, ekskuus, dis vers 30, ek weet nie wat ek hier gedoen het nie. Dis alles is Johannes 6 vers 30. Ek dink ek sê kry dit neer Johannes 6 vers 35 en dan begin ek die woord oopmaak en dan sê ek nee, maar dat ons hier terug gaan, is tog mooi genoeg gewees. So is vers 30. Kyk, en hulle sê vir hom, watter teken doen jy dan sodat ons kan sien en u glo wat werk u? Vers 31. Ons vaders het die manna in die woestyn geëet soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Yeshua sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Vers 33. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Yeshua. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Yeshua sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. Vader het die mense elke Sabbat genooi na 'n tafel wat gedek is met mooi lekker brood en lekker wyn. Dis wat hulle gekry het. Ons gaan volgende ek praat 'n bietjie meer oor die brood en die wyn. Om brood te eet en dankbaar te wees vir die voorsiening. Vader sê, as jy kom en eet, wees dankbaar vir my. Okay, so mooi. So Vader Yahweh nooi hulle daai tyd, hy nooi ons op die Sabbat om te kom brood eet. Om lewende brood eet. Hy nooi ons om van Yeshua te nooi te kom eet. Yeshua sê in Openbaring, ons gepraat van die kerk van Laodicea, sê hy nee, maar ek staan, Openbaring 3 vers 20, ek staan buitekant en ek klop en ek wil weet my uitgestoot kerk, ek wil inkom want ek wil saam met julle kom eet. Yeshua wil inkom om te kom eet. Hy klop hierso, hy sê kom, ek wil inkom. Ek het nou gepraat die vorige 2 weke terug, want hy wil inkom. Hy wil kom eet. Jy moet vir hom bedek, maar hierso kom sê Vader, dat Yeshua is in ons. Nou sê jy, want Yeshua nooi gaan nie kom eet nou by my. Hy nooi julle almal saam kom eet. Dis 'n mooi prentjie van hierdie geestelike prentjie van. Ek ons lees Openbaring 3 vers 20 en moet ons dit. Kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Yeshua gaan kom eet by jou, saam met jou. So met ander woorde, vandag se tyd sou jy saam met Yeshua en Vader geëet het. As jy daai tyd was, die geestelike prentjie. Of sou ons? Of gaan ons nog? Die tabernakel is 'n afdruk van Vader Yahweh se koninkryk. Dis hoe die koninkryk eendag gaan lyk. Openbaring vertel dit. Soos daar 'n tafel is in die tabernakel was. Dink jy daar gaan weer 'n tafel in die koninkryk wees? Verseker. Hoor wat sê Yeshua. Matteus 26 vers 29. En terwyl, nou kyk weer vers 26. En terwyl hy eet, neem Yeshua die brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam hierdie. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, covenant, wat vir baie uitgestort word vir vergifnis van sondes. Vers 19. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nie sal drink in die koninkryk van my Vader. Tafel gaan weer gedek wees in die koninkryk. En ons gaan as die bruid, of kan ons sê die vrou, sal met Vader Yahweh Ruach HaKodesh en Yeshua die beker drink en die brood weer eet eendag in die koninkryk. Gaan nie awesome wees nie. En wat skerie is, ek het vanoggend net gelees weer. Openbaring 22 praat van, en ek gaan weer vir ons sê. Net die wat sy gebooie onderhou, gaan reg hê tot die stad. As jy gaan kyk oor gebooie, gaan lees die Hebreë van daai gebooie,
gaan lees die betekenis van die gebooie, beteken dit, dan staan onder, die Mosaic Law of Moses, die Torah. Net die wat die Torah gaan onderhou, die wet van God onderhou, gaan weer eendag in die stad ingaan. En hulle gaan weer aan die tafel sit en eet en verdrink. Raai wat? Abraham hou van eet, saam met mense, ja, ek sê nie self, hy eet nie, maar hy hou daarvan as mense by hom eet. Want dit is 'n mooi prentjie van hoe hy dit like. Ek gaan vertel ek, maar hoor jy, soos twee persone wat geëet het, twee plekke in die woord waar mense voor Vader geëet het. Buite nou die tabernakel. Abraham het saam Jahwe geëet. Hoor jy so, eerst enetjies met Genesis 18 vers 1, daar staan, daarna die Here aan hom verskyn by die terpentynboom van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oog opstaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom, en toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af, en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in die oog gevind het, gaan dan tog nie by net verby nie. Abraham, né? Dit is praat van Abraham hierso. Laat hy tog 'n bietjie water bring en was die voete en lê en rus onder die boom en laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart. Daarna kan hy versterk u hart, want Abraham sou nou net hierna die boodskap ontvang het van Abraham. Jy gaan Sarah nou die swanger maak, hoor. So Abraham gee tafel 'n bietjie brood en sy voetjies was, soos hy sit onder die boom, jy moet nou relax, want hier kom nou nuus vir jou wat jy nie gaan in 'n glo hierson. Wees net rustig. Jy gaan nou weer op jou ou dag gaan jy nou weer 'n kind kry. So hy word voorberei deur die 3 manne. Daar was staan. Daarna kan jy verder gaan, want daarom het u by die knegt aangekom. En hulle antwoord, doen soos u gesê. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sarah en sê, maak gou, knie 3 mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. Daarom loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee, Abraham was fiks op sy ou dag gewees. En gee dit aan die dienaar wat dit gou klaar gemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaar gemaak het en sit dit aan voor hom, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is haar? Nou jy dit die hulle. Okay. En hy voor hulle gaan buig. Is die vrou? En hy antwoord, daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom. Dan sal jou vrou Sarah 'n seun hê. En Sarah het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Maar Abraham en Sarah was ou ver oor hulle dae. Dit het met Sarah nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. En Sarah het haarself gelag en gedink, sal ek wel sê nadat ek oud geword het en my Heer oud is, hoe gaan ek vir hierdie man laat? Right, toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sarah daar gelag en gedink, sou ek ook werklik baar nadat ek oud geword het? Toe, ja, hoor geluister, waarom het Sarah dan gelag, sou ek ook waarlik baar? Vers 13. Toe sê die Here vir Abraham. Waarstukkie. Waarlik baar jy uitgeword het? Die Here. Was dit Yeshua gewees? Wat dan was? Wie was daai dag al gewees? Weet nie. Maar het voor hy neergebaan, die Here het hom gesê. Die Here was saam met Abraham daar, toe hy geëet het om haar boom. Dis die prentjie van die een. Nog 'n plek waar dit was, soos die berg Sinai, waar hulle ook geëet het. Eksodus 24 vers 9. Daarom het Moses opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van die oudstes van Israel. En hulle het die God van Israel gesien. En onder sy voete, net soos die vloerwerk van safierstene en soos helder soos die hemel self, dis so berg Sinai gelyk. Maar hy het sy hand nie in die uitgesoekes van die kinders van Israel uitgestrek nie, en hulle het God daar aanskou. Daarom het hulle geëet en gedrink. Dat is weer eens op die berg van Sinai het hulle geëet en gedrink.
Vader bring die hele tyd in die eet. Wij sit in teenwoordigheid. Net so kan ons eendag by sy teenwoordigheid eet. Vader Jahwe wil hê die brood wat ons eet moet lekker wees en 'n goeie geur wees vir hom as ons dit eet. En so mooi beeld wat geskep het van die tafel van toonbrode is dat saam met die tafel sê Vader, daar moet wierook wees. Daar was baie spesifiek oor die tafel wat gedek word. Daar moet wierook wees. Levitikus 24 vers 5 sê, jy moet ook fyn meel neem en 12 koeke daarvan bak. Baie interessant, Kohat. Hulle was 'n beheer gewees om vir die Sabbat die broode te bak. Okay. En nou die Levite, was die Levitiese priesters, Kohat, hulle moes het gemaak het. Nou kan jy myself dink, daai brode wat hulle moet bak, en dan mag jy of jy dit eet. Dan is dit nie hard gewees. En die volgende dag moes hy dan die Sabbat op die tafel van toonbrode wees. En so gesê, hy moes 2 tiendes van evanmeel moet hulle elke koek wees. En jy moet hulle in 2 stapels neersit, 6 in 'n stapel op die rein tafel voor die aangesig van die Here. En by elke stapel moet jy suiwer wierook byvoeg, wat vir die brood as gedenkoffer moet dien as vuuroffer aan die Here. Op elke Sabbat moet dit gedurig deur voor die aangesig van die Here regsit, van die kant van die kinders van Israel as die ewige insette. So, kan jy na jouself dink, die priesters moes daai brode neersit, en dan was die wierook op elke brood gewees. Kan jy dink hoe jy dit gebruik in haar tabernakel? Het jy al 12 brode, het jy al met Spar, of Pick n Pay, of Checkers, wat ek al, as hulle daai vars krollie brode uitstoot wat warm is, uit daai kombuis uitstoot, het jy al die brood geruik? Jy al geruik hoe die vars brood, as jy net so oopmaak, daai brood, imagine jouself nou, daai weer maal 12, van 'n brood, okay? En dan, nog saam met dit, word hierdie wierook oor dit gegooi, nie by dit gesit, okay? Nou daai wierook, die ander vertaling sê dit is frankincense. Nou ek weet nie wie al frankincense geruik is nie. Dit is 'n baie skerp reuk. Nou ek het gaan kyk wat sê oor Google. Net om bietjie vir ons beskrywing te gee wie nog nie geruik het hoe ruik frankincense nie. Dit is 'n mengsel van hout, soet, bietjie pine, sitrus en speserye. Dis die reuk van die frankincense. Hout, soet, bietjie pine, sitrus en speserye. Maar kan jy self net daai reuk kry saam met die brood? Kan jy dink, in die heiligste gedeelte, kom Aaron en sy 6 hier nou hierdie storie beleef. Kom Aaron en die priesters ingestap. Alright? Hulle sien die gedekte tafel wat klaar gedek is met hierdie 12 brode op, met hierdie reuk van hierdie wierook op het. Dan die menorah se lig wat skyn en dan hierdie goue plate langs die kant met hierdie goue tafel en die liggies, die 7 liggies wat se lig so reflekteer op daai tafel. Kan jy dink hoe mooi dit is met hierdie krone om daai tafel? Dan kom hulle en hulle eet baie lekker brood vir hom. En hy sê, wow, dis my reuk. Die wierook is vir my. Ek wil saam met julle hierdie reuk. Dit is my tafel wat ek vir julle wil hê. Dis hoe ek kan wag. Die dag om die koninkryk saam met Abba vir julle tafel te sit. Saam met hom en Yeshua en Ruach, weet al, kan jy dit dink hoe mooi gaan dit lyk? Openbaring 19 vers 6 sê, en ek het iets gehoor soos die stem van die groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar, vers 7. Laat ons bly wees en ons verheerlik aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne
want die fynlinne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van die lam. Salig is die wat genooi is vir die bruilofsmaal. As die tafel so mooi sien tabernakel was, kan ek nie dit ding reg bly daar wag. En hoe gaan dit ruik? So die tabernakel is 'n prent van hoe ons tempel moet lyk. Soos die priesters dan die verbondsmaal kom eet het, saam met Vader, of Vader saam met jou vandag, hierdie covenant maal eet. Elke dag. Hy wil hê dat sy verbond vir jou 'n lekker maal is, want dit verteenwoordig die brood. Hy wil hê hierdie brood moet vir jou lekker wees. Hy wil hê jy moet opeet sy verbond, sy woord. Soos Jesegiel gesê is, Jesegiel eet hierdie skrol op. Dit vir jou saai vars brood proe. Vader wil hê jy moet elke dag by sy troonkamer kom en jy moet saam met hom kom brood eet. Hy dak klaar vir die tafel. Hy staan daar so, hy wag. Yeshua staan binnekant jou, jy het hom genooi, kom eet saam met my, Yeshua gaan saam met jou eet, saam met Vader. Hy wag vir jou. Hy wil hê met daai lekker, dit moet vir hom as jy eet, moet vir hom lekker. Jou hele tempel moet binnekant lekker ruik, met 'n lekker reeks van frankincense. Moet hy sê, hoe ruik jou maaltyd saam met Vader vandag, as jy gaan eet saam met hom. As jy hierdie woord eet, hoe ruik jou tempel binnekant? Of is daar brood wat gemif is, of wat nog van die brandewyn en die sigarette van gisteraan nog in jou liggaam, in jou tempel, dan wil jy dan ook kom brood eet saam met Vader. Hoe ruik jou tempel vir Vader, as jy kom brood eet? Want brandewyn stink die volgende dag. Ek het al wel. Hoe ruik jou tempel binnekant? 1 Korintiërs 11 vers 26 sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Dan weet ons dus, wie dan op 'n onwaardige wyse die brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklik is. Hy sê daarom. Maar as jy op 'n verkeerde manier die brood eet, daar siekte. As ek dit reg sê. Dis een van die dinge wat jou siek kan maak. 'n Aantal wat ontslaan. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie, maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuig, sodat ons nie saam in die wêreld geoordeel mag word nie. Baie mense kom baie keer hier na die tabernakel toe, dan sê hulle vir my, ja maar weet jy wat nou, as jy die een ding van die woord doen nie, is jy skuldig aan die hele wet. As jy die een ding van die wet, jy moet alles doen, anders is jy skuldig aan die hele wet. Ja, ons kan nie doen, dis om jy so gesterf het. Dis hoekom as jy dit oortree, dan kan jy vra vir vergifnis. Maar vergeet van hierdie versie op. Want weet jy wat? Jy wat nagmaal gebruik. As jy nie reg die nagmaal gebruik nie, is jy ook skuldig aan die hele wet. En dis dit. As jy gaan terug te wys jou, as jy een ding doen en nie ander ding nie. Want as jy een ding nie uitlaat uit die wet uit, dan is jy skuldig aan die hele wet. Want jy swak. Maar vergeet nie dit nie. Hierdie waarskuwing. As jy nagmaal gebruik en jy doen dit verkeerd, dan is jy ook skuldig. Verstaan jy dit? Mense is baie maklik om te wys na die wet toe. Hierso kom skryf van Korintiërs en hy sê, pas op, as jy met verkeerde hart jou brood kom eet, as jy verkeerde hart nagmaal gebruik, maar dit is nie net nagmaal nie. Dis as jy die verkeerde manier brood eet.
As jy net kom na bediening toe om jouself te sis en jou familie gelukkig te maak, jy gaan kerk toe. As jy net byvoorbeeld jou brood eet in die aand, jy lees 'n stukkie versie, net omrede jy jouself kan blus, want ek het nou in die Bybel uitgelees en gebid. Dis die verkeerde manier om brood te eet. As jy net kom om jouself te please, net van ek wil Bybel lees, en ek moet Bybel lees. Wag, Ruach jou wys, en die egtheid vir jou wys, hoe jy jou brood eet. Hoe jy jou brood eet. Eet jy om hy skrol te eet, om hy vir die waarheid te kry, deur sy Ruach wat in jou openbaar, of sis jy net jou gewete, of sy passie in jou, om hy lekker brood saam met Yahweh te eet, en hy sê vir jou, ek sal hy vars manna vir jou gee, elke dag. Dit gaan vars wees. So mag jy jou hart en grond, mag Ruach jou wys. Want die loon van verkeerde hart, as jy die brood kom eet, en die beker drink, die verkeerde gesindheid, kan dalk aan jou siekte in jou lewe bring. Broer en suster, hierdie Shabbat, vandag, is vir ons. Maar die Shabbat is vir mens. En hierdie dag, is 'n dag van vars brood eet. Vader sit in sy troonkamer en hy kyk hoe ons vandag op sy Sabbat brood kom eet hierso. Maak seker jy kom met die regte brood. Jy kom eet op die regte hart hierdie brood vandag. Want Vader het vir jou 'n dubbel porsie van brood vandag. Hy het vir jou skatte vandag. Hy het vir jou voorsiening gegee, natuurlike voorsiening, maar die geestelike manna vir jou vandag. Gaan jy dit eet? Gaan jy eet van Yeshua vandag? Hy het vir jou baie brood van die Vader se huis af. Die brood uit Bethlehem. Dis waar die brood vandaan kom. Hy is gebore daarso. Vra net jouself, is jy honger en dors? Vra vandag om jou denke te verander. Jy moet jou vooraf honger te maak vir die woord. Die tafel is vir jou gedek. Jou keus hoe jy die brood eet. Vader sê hy sal vir jou skatte gee. Hy sal vir jou skatte gee. So ek wil jou laat met my prentjie van, as jy weer brood eet, wanneer jy nagmaal gebruik, of wanneer jy in die oggend in jou kamer sit, of in die aand of die middag, as jy daai woord oopmaak, sien daai tafel wat gedek is vir jou. Ruik daai reuk van die soet gees, soos heuning. Ruik dit. Want as jy hom lees, as jy so honger is vir hierdie woord, en sê, Vader, ek is nog honger, dan gaan hy vir jou, dan gaan vir ons soos die soet gees, soos 'n frankincense vir hom wees. Dis jou keuse hoe jy hom eet. Maar as ons gegees vir nie, is 'n dubbel porsie vandag. Dis so mooi so Sabbat, eet die woord op die Sabbat. Jy kry 'n dubbel porsie. Abba voorsien. So ek eer Abba vir dit en ons vir die skadu wat hy kom teken in die tabernakel. Ag, die prent is eintlik die beeld. En hoe die skadu's uit die tabernakel uitkom wat ons kan leef vandag. Ons kan sy seun Yeshua en alles sien. Ons kan sy Ruach en alles sien. So ons kan sy Vader se wil is as oggend weer praat oor die brood. Oor die brood en oor die kirosh wat op die tafel gestaan het. Die wyn. So ons gaan bietjie eet hierdie afgelope volgende paar weekies. Ons heeltyd eet. Ons het laas in die kerk van Laodicea het ons nie opgehou eet nie. Ons gaan eet. En ek sien uit daarna vir die woord Abba vir ons het, die skatte wat hy vir ons het vir die volgende paar dae, paar weke, ek weet nie lang, op die tafel van toonbreding. As jy wil kan ons hierdie jaar gaan, kan ek gepraat met die 12 stamme ook. Maar ons hierdie jaar besig wees. So maar net soos Abba wil. Alright. Kom ons tyd af. Ons almagtige Vader, dankie my skepper, ons skepper van hemel en aarde. Abba, dankie dat U 'n hart het, Abba, vir ons. U het 'n liefde vir ons, Vader. Abba, U nooi ons. U staan vandag, Abba. U is
die Yahweh Elohim. Maar U is vir ewig, maar U is heilig. U is kadosh, en U sien Yeshua sit aan die regterhand, en Vader, ek kan nie dink hoe U nou in die troonkamer sit, en as die kinders so in die huise, op die aardse huise, hulle woord, U brood so oopmaak, en hulle eet hierdie scroll so, kan ek nie dink, maar wat 'n groot glimlag het vir U gee, wat 'n mooi reuk het U vir U is. U kinders wat nog kies om te kom brood eet, die kinders wat kan verklaar om deur die brood te eet dat hulle glo in die liggaam van Yeshua wat hulle gesterf het, maar hulle glo ook aan die voorsiening, die natuurlike voorsiening en die geestelike voorsiening. En ons wil vir U kom sê dankie vandag Vader vir die brood. Yeshua, dankie dat U vir ons hierdie brood kom gee het. U was en U is nodig. U is dieselfde. Die beloftes is vas vir ewig, Abba. Vader, ek bid vandag, Vader, vir die regte bestanddele. Die regte bestanddele in hierdie woord, dat ons hierdie woord sal reg eet. Dat ons nie net sal eet nie, maar dat ons sal die regte bestanddele by mekaar sal sit, om hierdie lekker brood te eet. Dankie, Vader, vir die genade wat U vir ons sê. Dankie, Yeshua, dat U gesterf het. Dankie dat op die tafel die 2 krone wat U verteenwoordig, met 'n hand wat genade verteenwoordig, wat genesing verteenwoordig, sodat ons nie weer terug hoef te gaan in die wêreld in nie, maar dat ons kan, wanneer ons sondig, kan ons sonde voor U bely, en U sê U sal ons skoon was, en dan kan U mooi ons in, kom in my kind, en kom eet saam met my. Dankie daarvoor, Abba. Vader, ek bid vandag, Vader, vir elke boete en sisser, dat U ons hierdie honger sal gee. Vader, ons is Jesegiel, want U sê, Jesegiel, gaan eet hierdie scroll, eet hierdie brood, Jesegiel. U sê in Jesegiel 3, en gaan praat met die mense, gaan deel die brood met die mense, dis hoe jy moet eet. Boete en sisser, is hierdie brood vir jou, om jou versadig te maak, of is dit om te gaan deel met ander mense op buitekant? Wat doen jy met die brood wat jy eet? Is dit vir jouself, om hier myself en aan, of is dit vir die koninkryk op buite? Want eendag gaan jy weer, gaan ons saam om tafel sit, en die boetas en sissas wat gekies het om te eet, gaan saam met jou sit, en ons gaan saam eet. Maar deel op hierdie stadium. Vader, dankie Abba vir dit. Dankie dat U hierdie belofte vir ons gee, dankie dat U vir ons vooruitsig gee, van hierdie bruiloftmaal, en Abba, ek bid vandag, Vader, dat U ons sal kom was met die bloed van Yeshua, dat die roog wat in ons hart is, ons sal lei op die geregtigheid en op die regte paaie, dat ons sal vasstaan op die woord en op die waarheid, Abba, dat ons sal bekleë met hierdie reinheid, hierdie skoon wit linne, die regverdigheid sal bekleë, Abba, vir die dag wanneer ons kom haal, wanneer die tafel voorberei is, en dat ons sal gaan sit aan tafel, en saam met U dit geniet. Ons eer U daarvoor, Abba. Vader, maar dankie vir die tydperk ons nog op aarde het, Abba, ek bid vir krag, Abba, ek bid vir brood, ek bid vir natuurlike voorsiening, geestelike voorsiening asseblief, Abba, dat ons ook kan gaan en gaan die disippels maak van al die nasies hier buitekant, vir die tydperk wat ons nog het op aarde. Vader, ek bid nou, Abba, dankie dat U vir ons hierdie seën het, Abba, Abba, dankie Vader dat U vir ons so lief het, dat U ons hier op aarde nog seën, Abba, dat U sê, sal ek deur my seën as so, moet ons sê, ek seën jou vandag, ontvang het, dat net vir jou vandag. So moet ons sê, ontvang het vandag. Yeshua, die prys betaal, so jy kan deel wees van hierdie seën. Dankie Yeshua, dankie. Maar ek gaat in die Vishmarecha, ja Adonai Panevlecha, Vichlecha. Yesa Adonai Panevlecha, Viasimlecha, Shalom. Moet ons sê, Abba sê, hy sal jou seën. Abba sê, hy sal jou bewaar. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken hom en wees lief vir hom, dis al wat hy wil hê. Onderhou sy gebooie. Vader sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal sy aangesig na jou toe draai, soos hy daai dag gekyk het vir jou toe sy seun Yeshua gesterf op die kruis. Vader sê, hy sal sy aangesig laat skyn oor jou. Mag jy skyn deur die lig wat op jou skyn. Mag jy nie 'n refleksie wees, mag jy nie goud wees, wat jy 'n refleksie gee as 'n liggaam wat jy kan betans is. Abba, sien jy vandag met hierdie lig vir 'n donker wêreld, dat jy nie meer die donker akasie hout sal wees nie.
dat jy die mooi bedekte, goue bedekking sal wees. Want dat donker is verby. En Boeta, as ons ontvang nou hierdie seën van Shalom vrede, hierdie dubbelporsie wat almal vir jou vandag ontvang het. Dis so sien Yeshua wat vir jou gemaak het, hierdie Shalom vrede. Dankie Vader, ons eer U daarvoor, ons prys U naam, Abba, en dankie vir vandag. Ons vra alles in die seën, ons koning, ons hoofpriester, Yeshua Messiah se naam, die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. Amen. Dankie Here.